Goeiemôre liewe broer en suster. Baie welkom aan almal van julle hier vanoggend. Ek het so 'n bietjie gaan kyk daar by die deure. Almal van julle se temperatuur is goed. Geen koors of soos of siekerigheid nie, so niks geslaper in die kerk vandag nie. Is dit reg so? OK, nee goed, daar verstaan ons mekaar. Net 'n afkondiging of twee. Slegte nuus eers, Maria Tron van Klein Berlyn is oorlede. Ons innige simpatie aan haar familie en ook die bure. Dit is mos goed as ons so saam woon. Dit doen ons goed. Dan baie dankie vir die blomme. Ek geniet dit elke keer so en ek dink almal van ons geniet dit. Dit is regtig wonderlik. Baie dankie daarvoor. Die dankoffers gaan ons maar weer in die banke opneem. So as van julle dalk in die banke wat oop is, sit, is alright, is nie kwaad nie. Jy moet net afstand hou, maar die dienswerkers sal daar deurloop, maar dan gee julle maar net aan en stuur hulle om en so aan en so aan. En dan sien julle die agterste deure is ook oop, vir mense wat nog daar sou wou sit, maar die groot ding is, daar is ook tee na die tyd. Ek sien nou nie koekies nie, maar in elk geval as geselskap en tee vir die wat so bietjie nog wil nadink oor die diens en 'n bietjie wil deel wat die Here vir julle gesê het. Julle is baie welkom na die tyd. Hou maar net jou masker op tot jy tee drink. Dan Heuningkloof bied 'n deure ete aan. Dis Vrydag namiddag, sê Johan, kan julle die goed kom haal en so aan. R40, bel die kerkkantoor, kyk op die eerste gelei ook, of die enigste gelei, want daar is nie nou 'n kerkklok, lyk dit by wat uitkom nie, maar so kry gerus al die inligting daar en bestel. Dan is dit vir my ook belangrik dat ons sal onthou die manier waarop ons hier by mekaar kom, is bewus van die Here se groot gebod. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou emosies, jou gemoed, jou manier waarop jy dink oor die lewe en kyk na die lewe, met al jou kragte, manier waarop jy doen en optree en werk en ontspan, en dan sê hy ook, dit help nie net ons het 'n verhouding met God alleen en ons steur ons nie aan ons naaste nie. Jy moet ook jou naaste lief hê soos jouself. Daarom vra ek vir julle elkeen ook verantwoordelikheid vanoggend, vir jou naaste se veiligheid en vir jou veiligheid. Dit is maar hoekom ons die maskers onder andere dan nou ook dra. Maar ons weet, die Here is oral by ons, hy is ook hier, hy is die fontein van die lewe, sy lig maak dit lig in ons lewens, hy help vir ons om te sien, ook wat onsienlik is, die Here is vir ons goed, en hy is hier vanoggend, ons reken daarop, dat hy op 'n spesiale manier hier is, daarom mag ek vir julle ook groet in sy naam, genade vir jou, barmhartigheid en vrede, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ek wil hê dat jy ook saam met my dit sal bevestig, deur te staan en jou geloof hardop te bely in die bekende woorde. Daarna gaan ons, kan jy sommer bly staan vir 'n lied. Ek moet nou, as julle die inleiding van die lied hoor, moet nou nie bekommerd wees nie. Ek sien die winkels het al kersversierings op, maar ons nou nog nie. Ek het maar vrymoedigheid geneem om die kersfaset van die woorde van die lied te verander. So julle moet mooi kyk wat julle sing. Maar ons loof die Here met daardie geliefde lied. Maar kom ons staan eers en ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees,
gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in ewige lewe. Amen. Rika, dit is eers oor die goeie tyding. 344. Eerste, die moeilikheid, die nommers is 334 en 344. Nou, ek hoop nie ek het jou verkeerd goed omgeruil nie, maar asseblief oor die goeie tyding, oor die blye tyding. Asseblief tog. Baie dankie. Ons skriflesing is die laaste verse uit Matteus se evangelie, hoofstuk 28, vers 16 tot 20. Ek sal dit op die skerm gooi. Maar voordat ons dit doen, voordat ons daar saam lees, kom ons bid ook eers saam. Ons hemelse Vader, dit is vir ons altyd baie kosbaar om saam te kom. Dis vir ons goed om alleen ook te wees en op ons eie met U te verkeer en na te dink oor die lewe en te kyk en te woel en te weerskaf as Christen, as gelowiges op aarde. Maar dis tog ook goed om mekaar te sien. Om die ondersteuning van die liefdesbande wat daar tussen die kinders van ons hemelse Vader is te ervaar. En ons bid dat U vanoggend ook daardeur vir ons sal versterk. En dat U vir ons sal inspireer om ook ons naaste met ander oë te sien. Ons dank U dat ons behoeftes voor U kan kom lê. U ken elkeen van ons se hart, maar ons het ook gesamentlike behoeftes. Dis ons gebed dat U vir ons as gemeente sal help om werklik U lig hier uit te dra op 'n praktiese manier, om met deernis 'n verskil te maak en met ons lewe
ons manier van doen 'n ambassadeur van die hoop te wees wat daar in ons lewe bestaan, omdat U God ons hoop is. Omdat U waarde, sin aan ons lewe gee. Dankie Here dat dit so is. Daarom bid ons vir ons twee dominees hier, dat U vir hulle as die geestelike leiers wat U geroep het, sal baie aktief en besonder sal lei. En dat U vir hulle ook die genade sal gee om U woord elke keer oor te dra. Ons bid vir elke plek waar die woord verkondig word hier in ons dorp. Dit is ook vir ons belangrik, want ons wil graag 'n gemeenskap wees wat op U waardes gebou is. En daarom bid ons dat U ook die pogings van mense wat vandag in U naam U woord verkondig, sal seën. En hier, Here, hier waar ons nou die Bybel oopslaan, hier kom ons met dieselfde gebed en vra dat U sal werk. Niemand net deur ons ore nie, maar ook in ons verstand en in ons emosies, in ons harte in. En dat U vir ons sal help met troos, maar ook met hoop en moed en motivering vir die pad wat vir ons elkeen voorlê. Ons bid veral vir hulle wat treur vanoggend. Ons bid vir hulle wat bekommerd is en hartseer is oor 'n geliefde wat uiters swak en siek is. Ons bid dat U asseblief op 'n baie spesiale manier by hulle sal wees. En as U ook vir ons wil gebruik as 'n stem of 'n hand of 'n hulp op een of ander manier, vra ons dat U ook vir ons bewus sal maak daarvan, dat U deur ons werk vir ons eie geloofsversterking. Want, ag Here, U ken ons het dit ook maar nodig. Baie, baie dankie, Here, dat ons nou U woord kan opneem. Lei ons in ons denke. Amen. Matteus 28 vers 16 tot 20. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ek het gesê die tema van die diens is die 3 kante van die muntstuk. Nou, ek hoop nou julle het gedink ek is 'n bietjie de mekaar nie, want ek is baie keer maar vergeetagtig en so aan, maar ek onthou daarom hoe 'n muntstuk werk. So kom ons begin vandag by die voorkant van die muntstuk. Ek het nou maar sommer hierdie R5, ou R5 stuk afgeneem, maar julle ken 'n muntstuk. Die voorkant van die muntstuk volgens hierdie teks van ons is die baie bekende sendingopdrag of die groot opdrag, soos mense dit ook dikwels noem. Die opdrag wat ons in Matteus 19 kry, gaan na al die nasies toe. Maak die mense my disippels. Gaan uit. Markus sê dit in hoofstuk 16, as hy dieselfde gedeelte van vertel, dan sê hy, gaan uit. Gaan die hele wêreld in. Gaan maak disippels. Gaan doop die mense, gaan leer hulle om te onderhou. Ons as gemeente is betrokke daarby. Daar is die kaart waar 'n klompie van ons mense wat ons ondersteun met kersies aangedui is waar hulle is.
Daar's ook 'n klompie hartjies. Ek dink ons kan dit gerus tog weer meer aanvul as daar nog van julle mense is wat oorsee woon. Dis waar ons kinders en ons familie woon op die hartjies. Maar hulle is ook besig om 'n lig te laat skyn. Die groot opdrag. Ek glo jy ken die opdrag goed. Maar as jy persoonlik deel daarvan, deel van hierdie opdrag, om uit te gaan, die hele wêreld in, en die evangelie te verkondig. Die agterkant van die muntstuk, glo ek, is dan eintlik my persoonlike opdrag. Die agterkant, die ander kant van hierdie roeping wat ons in hierdie teks kry, is my roeping, my eie ene. Maar ek is nog hier in Kleinmond. Ons is nog hier in Kleinmond. Moet ons ook nou die wêreld ingaan? Is dit vir ons hierdie opdrag? Prakties, of is dit nou maar net vir die mense wat ons help stuur het, wat daar ver in heidenlande aan die werk is, soos die ou gesangvers gesê het. En jy het hierdie kwessie van disippels maak. Kan jy 'n disipel maak? Ek meen, waar lê die keuse? Kies iemand nie om 'n disipel te wees nie. Kies iemand nie uit eie beweging, uit verhouding met die Here om 'n disipel te wees nie. Wie is verantwoordelik daarvoor? Ek en jy om van iemand anders 'n disipel te maak? Of hy of sy? En dan die nasies, die wêreld, daar ver. Ons sit hier. En ek is nou nie van plan eintlik om Ethiopië toe te gaan of Rwanda of wel ek voel nie ek moet soontoe gaan nie. Ek is baie seker daarvan dat die Here my nooit geroep het om soontoe te gaan nie. Dus so wat as ons hierdie vers lees en doop? Julle mag nie doop nie, net die dominees mag doop. Dis ook goed so. Want dit is eintlik nie, die dominees mag ook nie eintlik doop nie, hulle mag net namens God die doop bedien, die sakramente bedien, want die sakramente is iets van God, dit behoort aan hom en hy gee dit vir ons, vir mense ter geloofsversterking. So ons kan nie sommer toelaat dat elke jaar rap en sy maat nou hier en daar sommer net vinnig woetswarts doop en sommer so nie, want dit het 'n baie spesifieke inhoud en 'n betekenis hierdie genadegawe en hierdie genadeteken. So as jy nou vrygestel hiervan, en dan die kwessie van leer die mense om te onderhou. Dat jy al agtergekom hoe moeilik mens jou partykeer wil laat leer. Broers, is julle gemaklik daarmee dat julle vrouens vir julle leer? Of dat ek vir die vrouens vra of die mans gemaklik is daarmee of andersom? Ons laat ons nie graag sê nie. Ek dink dit lê diep in elkeen van ons. Ek wil my nie sommer laat leer nie. As ek nou agterkom is nodig, ek het dit nodig dan, maar jy weet, dan lê die keuse ook by my of ek my wil laat leer. Is die groot opdrag ook vir plaaslike mense? Is die groot opdrag vir plaaslike mense onmoontlik? Of is dit nie ter sake nie? Vir ons wat hier sit nie? En tog, hierdie opdrag kom uit die mond van Jesus self. Hoe ons ook al daaroor redeneer, ons kan nie die erns van hierdie groot opdrag uitwis nie, uitskakel nie. My wêreldjie waarin ek lewe, Kleinmond, daai hoek van Tweedelaan waar ek woon,
my plekke waar ek kom, my wêreld is ook God se. En die verskillende nasies waarvan hy praat, bring hy oor my pad. Hier is mense wie se kultuur vir my vreemd is. Hier is mense wie se taal vir my vreemd is. Gelukkig het ons almal die koloniale taal wat maak dat ons mekaar kan verstaan. Maar die nasies kom oor my pad. Dis deel van my wêreld. En die doop, hierdie gesprek en hierdie noem van die doop in die groot opdrag, die doop herinner tog aan iets. Dit wys tog na iets toe. Dit herinner en wys heen na die verbond met God. Dit herinner vir jou aan jou optrede, aan jou verhouding met die Here. Dit bou jou optrede. En wanneer jy met iemand te doen kry, dan kan jy ook by hom of haar hoor. Hoe staan jou saak met God? En ook hierdie geloofsversterkende sakrament na vore haal en sê, maar kom ons bou ons verhouding hierop. Ons lewe hierop. Ons lewe saam met God. Want ons is gedooptes. En dit het daai wonderlike belofte van hom, dat hy ons nooit sal in die steek laat nie. Dat hy ons nooit, soos ons as kinders altyd gesê het, hy sal ons nooit drop nie. Die doop. Ook in Markus 16, vers 16, kom Markus ook hierop terug, die wat glo en gedoop is, op die toedrag van sake, hy lê klem daarop, op die feit van, ja, kyk, jy gaan nie hemel toe omdat jy gedoop is nie, jy gaan hemel toe omdat jy in die Here glo. Maar die doop is vir jou 'n versterkende bewys daarvan, dat jy ingesluit is, en dit is vir almal wat gedoop is, en ook begin al wegdryf van die Here af, en bietjie, hoe sal ek sê, losbandig raak, as het ware. Ek het al hoeveel keer vir mense, vir ouers, wat bekommerd is oor hul kinders, sê, man, onthou net, daai seun of daai dogter vir jou is gedoop. Die Here het toe een of ander verbintenis gemaak wat my verstand te bowe gaan. En ek nie weet hoe dit gaan uitwerk nie, maar ek vertrou die Here. So bly aanbid, bly aan ondersteun, bly aan lief hê, bly aan aanvaar so wat jy kan, moenie die verkeerde goedkeur nie, ensovoorts, maar bly lewe en getuig, want jou kind, al is hy op die oomblik soos die verlore seun tussen die varke, is kosbaar vir God. En ons weet nie hoe sy pad verder gaan loop, hoe God hom weer by hom gaan terugbring nie. En ons moet daarom mense ook leer. Die leerkwessie opdrag is ook maar vir ons wat hier in Kleinmond sit. Veral die nie-formele leer. Okay, dis goed, die dominees leer vir ons en hulle Dominee Chris leer vir ons mooi Hebreëse en Griekse woorde ook, wat ek al lank vergeet het, en weer vergeet het ook nou ongelukkig, maar dit is wonderlik om onderrig te word in spesifieke goed in verband met die Bybel, maar die belangrikste leer is amper die nie-formele leer, wat sommer so elke dag gebeur, wanneer ons met mekaar te doen het, en ons waardes uitleef, ons liefde vir die Here uitleef. Daai leer, daai modellering, daai afgee van iets wat in ons is. Ons moet 'n voorbeeld wees van wat werk in die lewe. Die Here roep ons met die groot opdrag hier om as dit ware advertensie te wees, daarvan dat dit werk, om op hom te vertrou. Ook wanneer dit met ons sleg gaan. Ook wanneer ons met maskers moet lewe. Ook wanneer ons deur 'n ramp of wat ook al getref word. Ons moenie die agterkant van die muntstuk, die ander kant van die muntstuk van die groot opdrag miskyk nie. Asseblief nie. Moenie reken dis net vir die sendlinge nie, of net vir die dominees nie. Dis vir almal van ons. Maar daar is ook 'n derde kant van die muntstuk. Die minder sigbare kant. Die rand. En eintlik dan ook die binnekant.
waarvan die rand vertel. Gaan kyk maar mooi op die rand van 'n R5 stuk. Daar is geskrywe SARB R5, Suid-Afrikaanse Reservebank R5, dink ek maar staan dit voor. Die kant wat ons nie raak sien nie, die kant wat ons dikwels nie ag nie, is ook 'n kant wat sinvol is, waar sonder die muntstuk nie muntstuk kan wees nie. Die derde kant van die munt is die minder sigbare Heilige Gees kant vir my. Let 'n bietjie op die konteks. Toe hulle hom van hierdie teksgedeelte, toe hulle hom sien, vir Jesus sien, toe hy nou met hulle hier kom praat het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Ook in Markus kry ons dit. Later het Jesus aan die 11 self verskyn terwyl hulle aan tafel was. Hy het hulle verwyd oor hulle ongeloof en hardheid van hart, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Hierdie gesukkel om te glo. Hierdie ongeloof soms. Want hulle was tog sy disippels. Maar hierdie deeltjie wou hulle nie glo nie. Of hierdie deel van wat hulle nou gesien en ervaar het en gehoor het by die ander oues, was vir hulle moeilik om te glo. En waarmee onthou Matteus en Markus Jesus se woorde as hulle evangelies afsluit? Waarvan onthou hulle? Onthou, ek is by julle al die dae. Julle wat sukkel om te glo. Julle wat Jesus al verwytend sê, hoekom glo jy nie? Die laaste woorde van die Matteus evangelie, onthou, ek is by julle al die dae tot by die volëinding van die wêreld. En Markus ook. Die volgende wonderteken sal voorkom, sê hy. By die wat glo, weet, in my naam gees uitdrywe, ander tale, slange optel, ek hoop nie, ek hoef ooit daai wonderteken te kry nie, of nie dodelik giftig drink ook wel, dit gebeur tog, met chemotherapie en goeters, laat ons giftige goed drink en dit doen ons goed, maar die punt is, nie hierdie goed wat Jesus hier noem nie, maar die punt is, dat hy wonderlike dinge sal doen bo ons menslike krag, want daar's nog 'n kant van hierdie opdrag muntstuk, en dis die kant waar hy self betrokke is, waar hy as Heilige Gees vir jou help, om jou kant van die muntstuk, en die ander kant van die muntstuk, te belewe en iets aan te doen. God laat jou nie alleen met 'n opdrag nie. Hy is nie daai soort God nie. Hy gee vir ons 'n opdrag en hy gee daarmee saam vir ons 'n voorreg om saam met hom betrokke te wees. Om in hom en by hom, naby hom, prakties te mag lewe. Is dit nie wonderlik nie? Die binnewêreld, waar hy as Gees werk, kyk ook na die rand, na die derde kant van die muntstuk. Die toekoms van ons land hang grootendeels van die uitvoering van die groot opdrag af. Dit is nie net ek wat so dink nie. Daar's baie mense wat so dink. En jy is deel van hierdie groot opdrag. Ook jou lewe val hier binne. Die opdrag is ook vir jou orals waar jy in jou lewe kom. En ook in die lewe van jou kinders. En ook die lewe van jou kleinkinders is hier ter sprake, vir die wat oupas en oumas is, en die wat kinders het. Want ons lewe en ons oefen 'n invloed uit, ons modelleer, ons leer op 'n nie formele manier, ons praat oor dinge wat vir ons van waarde is. Ons uitgangspunt is dat ons kinders van God is, gedoopt is, wat hy verseël het. Noem maar op.
En jou buurt, of ons nou almal NG mense is, dit maak nie saak nie, die punt is, ons is gelowiges. En as iemand nie 'n gelowige is, dan moet hy of sy aan jou as advertensie van God kan sien dat dit werk, dat dit die moeite werd is. Jou buurt en jou toevallige, onbeplande naaste wat oor jou pad kom. Miskien by die kasregister, miskien in die ry van Spar daar af waar jy uit die pad staan vir iemand anders se trolley of moet pad maak, of by die petrolpomp of by waar ook al. Iemand wat op straat by jou verbyloop. Die Here is persoonlik by jou daarvoor. Vir die opdrag. Vir die laaste ding wat hy gesê het, toe hy vir oulaas op aarde gepraat het met sy disippels. Die Here is persoonlik by jou met sy opdrag. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat U nooit vir ons alleen los nie. Baie dankie dat U nie vir ons stuur sodat ons in eie krag moet gaan nie. Daarom bid ons dat U vir ons ook sal help om met groot vrymoedigheid teenoor almal wat oor ons pad kom, binne ons wêreldjie, om teenoor hulle op te tree as verteenwoordigers van U, om U lig te laat skyn, om ook 'n verskil in hulle lewens te maak, en om 'n ambassadeur van hoop te wees vir hulle. Ons vra dit tot U verheerliking. Amen. Kan ons maar nou die dankoffers opneem, Rita, asseblief jong, ek het nou vergeet om so 'n skuif hier te sit. Kan jy vir ons ietsie speel? Jy speel maar so mooi. Die dienswerkers.
Broer en suster, kom ons sluit met die bekende geliefde lied God is liefde, juig ons harte. 334, al 4 die verse hierso. En na die uitspreek van die seën, die uitstuur, ook die uitstaplied, waarmee ons dan met 'n geloofsbelijdenis hier uitstap en sê amen, ja, dit is so, soos wat ons by die Here gehoor het. Mag sy sin al meer gestalte in ons doen en late vind. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die aktiewe praktiese bystand van die Heilige Gees is met jou. Amen. Baie dankie.